Christus, hartlik welkom by vanmôre se geleentheid. Sommige so by die intrapslag wil ek net verskoning maak vir my stem. Die lyf is okay, maar die stem is nie so enthousiasties vanmôre nie. En iemand het een keer toe dit ook so my gegaan het, toe sê die persoon vir my, ek sien jy het ook aan jou pa gedrink toe jy klein was. So die stem is nie so lekker vanmôre nie, maar nou ja, dit is wat dit is. Baie welkom, ook vir die besoekers wat vanmôre hier by ons is, baie welkom, mag julle elkeen vandag 'n baie mooi dag saam met mekaar hê, lekker saam kuier, saam eet en sommer net heerlik saam met mekaar die grootsheid van hierdie dag vier, naamlik dat die Here Jesus vir ons gebore is. En dan nie net sommer gebore is nie, net omdat dit maar die gang van die lewe is nie, maar dat hy gebore is vir 'n spesifieke rede, 'n spesifieke doel, en dit is dat hy vir ons na hierdie wêreld toe gekom het, sodat ons lewe kan hê, dat ons gered kan word, uiteindelik dan ook kan hemel toe gaan. So dis vir ons vandag in die kerk van Christus, is dit 'n baie grootse dag. Natuurlik staan hierdie dag nie los van Paasfees nie. Hierdie dag is die dag wat vir ons inlei na ons op pad wees na die Paasfees, na Goeie Vrydag toe. Maar vandag is ons saam met die kerk van die Here saam bly met mekaar. Ek het vanmôre toe ek nou so oor Kersfees dink, toe ek nou probeer dink vanuit die Here se perspektief uit. Dat as die Here dan nou vanmôre afkyk na die wêreld, wat sien hy? En hopelik sien die Here oral waar mense in hierdie wêreld op hierdie moment, oral hier in Suid-Afrika, meeste gemeentes weet ek se Kersdagdiens is 8:00 die oggend. En oral sien die Here hoe dat mense, sy kinders, hoe hulle by mekaar kom en hoe hulle saam gaan sing en saam die naam van die Here gaan loof. Maar ek dink ook die Here sit daar waar hy is en hy kyk af en hy sien baie meer mense wat vanmôre is maar net hier. Daar's nie doel vir sy bestaan nie, daar's nie 'n rede vir sy bestaan nie. Sy eendag lyk maar net soos die ander een. Die Here sien groot ongelukkigheid en groot hartseer en al dies meer in soveel mense se lewens raak. Vir my en vir jou vanmôre om te kan fees vier en te kan bly wees omdat daar vir ons uitkoms gekom het. En saam met die woord sê ons dan vanmôre ook, die lig het na die wêreld toe gekom. En hierdie lig, hierdie kers wat ons aansteek, is maar altyd teken daarvan dat die Here nie net hier is, maar dat sy lig gekom het om 'n donker wêreld te kom verlig. Mag ek en jy vanmôre ook opnuut voor hierdie lig buig. Want ek en jy was ook maar op 'n stadium waar dit donker was, waar ons harte geskeurd was, stikkend was, waar ons hart as ware onder beheer van iemand, van iets anders was, danksy die genade van die Here, dat sy lig ons lewens ook kom verlig het. So van my kant af bid ek jou 'n mooi dag toe en mag jy inderdaad die seën van die Here by jou lewe ervaar. Vir julle by die huise of wanneer jy ook al dalk miskien op hierdie video afkom, baie welkom om ook saam met ons vanmôre terug te dink aan hierdie grootse geleentheid in die mensdom se geskiedenis. Terwyl ek so na die video kyk, en ons bly julle is hierso. Ons het Sondag vir die mense gesê, besig met jou chemo, met jou behandeling, en dat jy nie so lekker gevoel het Sondag nie, maar ons is bly om vir julle ook vanmôre hier te kan hê. Seën en sterkte ook vir die paadjie wat julle doen. En dan 'n allerlaaste ding is, ons het Sondag gevra dat as dit vir jou moontlik is,
om net vir die karwag iets te bring. Nou ja, dis nie net beperk tot vandag nie, as jy dalk miskien nou nie daarvan geweet het nie, of daarvoor begroot het nie. Sondag is nog 'n geleentheid wat ons kans het om ook net by wyse van waardering dat iemand na buite staan en na ons karre kyk, net om iets in daardie persoon saam ook te druk. Ek wil dan vir Louis vra om net asseblief vir ons dan al 4 die kerse te kom aansteek. Ons is nou klaar met die Advent Sondag en van hier af gaan ons dan nou oor beweeg na die verskeidene Sondag. Ons wonderlike Here en Hemelse Vader, en ons noem U vanmôre wonderlik. Want wat kan daar meer wonderlik, meer wonderbaar wees, dat U U hemelse woonplek verlaat het, en na sondige aarde toegekom het, en uiteindelik ook U lewe vir hierdie wêreld te kom gee. As ons so in ons geestesoog dink, dan sien ons die honderde duisende kerke en gemeentes wat op hierdie oomblik oor die lengte en die breedte van die wêreld byeen is. Sommige sonder vrees soos ons, maar ook op so baie ander plekke waar mense graag jubelend en uitbundig bly wil wees, maar hulle moet ergens in 'n donker kamertjie by mekaar kom uit vrees vir hulle lewe. Maar so wil ons almal vanmôre sing van die Verlosser wat vir ons gebore is. En ja, Here, as ons terugdink aan U eerste koms na hierdie wêreld, dan altyd daarmee saam, dan gaan ook 'n dag kom wanneer U weer gaan terugkom. Dat U 'n tweede keer gaan kom en dan met koninklike majesteit. Dat U dan gaan kom met heerskappy. En dat wanneer U daardie dag gaan kom, dan gaan U alles, soos wat ons dit vandag sien, dat dit verheerlik gaan wees. Ewe skielik sal Ladysmith se strate nie meer vol rommel wees en vol slaggate nie, maar goue strate wat U heerlikheid gaan weerkaats. O Here, hoe sien ons nie uit na hierdie dag nie? Nie omdat ons wil ontsnap aan ons lewe, aan ons swaar kry hier op aarde nie. Maar ons sien uit, Here, om saam met medegelowiges
in u fisiese teenwoordigheid te wees. Seën dan vir ons in die paar oomblikke wat ons gaan saam sing en terugdink toe u na hierdie wêreld toe gekom het. En mag ons vanmôre weer met nuwe vreugde en blydskap vervul wees om te praat en te sing en te lewe soos mense wat vrygemaak is. Dankie Jesus, dat ons dit in u wonderlike naam kan bid. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en van Jesus Christus, wat gebore is, wat tot redding van die mens verskyn het, en wat gekom het om vir ons lewe te gee, en lewe in oorvloed. Ons gaan 'n klompie liedere saam sing. Ek het ook so 2 luisterliedere saamgebring, wat ek hoop, wanneer ons daarna luister, dat ons in die woorde van daardie liedere ook iets sal optel van dit wat die Here vir ons gedoen het, en hoe hy met ons op pad wil wees. Amen.
sing van die woorde oor en oor, so is net een skyfie. Ek glo julle sal wel optel, soos wat die mense sing en soos wat die woorde afgedruk is. Dus luister hier. Deel van die rede hoekom ons na hierdie lied luister is, sodat ons ook net kan weet dat wat ons vanmôre hier doen, dit doen ons saam met die gelowiges oor al die eeue heen, ook hulle wat ons reeds vooruit gegaan het. Lukas 2 vers 11 sê, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En die Here, daardie woord beteken redder, omdat ons in 'n donker wêreld, dit wat sonde na hierdie wêreld toe gebring het die Here gekom
om vir ons te red en om alles op 'n pad te plaas waarin alles nuut gemaak sal word. Nou hoop ek jy kan die skyfies sien, skyfies nie altyd so duidelik op die bord nie, maar hierdie skyfie wat ek saamgebring het is vol wiskundige of wetenskaplike formules. Sommige van die goed ken ek as wiskundige berekeninge, die ander vermoed ek hou verband met die wetenskap waarvan ek geen idee het hoe hierdie goed werk en wat moet 'n mens waar gebruik om wat se som op te los. En ek dink sonde het gemaak dat hierdie wêreld waarin ons leef een geword het wat so kompleks is. 'n wêreld wat ons sukkel om dinge te verstaan en hoe dinge ontrafel moet word. Maar by die Here, hy ken alles. En by die Here is daar niks wat nie opgelos kan word nie. En aanvanklik het die wêreld gedink toe die Here Jesus en as ons so 'n bietjie aanbeweeg na sy kruisiging, het die wêreld gedink dat hulle van hierdie moeilikheidmaker ontslae sal raak. Hierdie een wat kom aanspraak maak het op koningskap, wat op niks anders neerkom as om God in die gesig te vat nie, het uiteindelik daarop uitgeloop dat hierdie komplekse wêreld waarin ons leef met al sy moeilikhede, dat Jesus gekom het tot redding vir ons elkeen. Kom ons sing hierdie lied, dis 'n Engelse lied, maar dis die lied waarin ons ook wil saam sing oor hoe wonderlik die Here is. Oh
Ek gaan vir ons lees Lukas hoofstuk 2 vers 1 tot 14. En dan gaan ons nog 'n lied sing en dan gaan ek net 1 of 2 kort gedagtes met jou deel. Lukas 2 vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oopveld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het."